Ek is seker, ek is nie die enigste wat nie lus was vandag vir werk nie. Hallo vir die Martha vriendinne, welkom by nog een van ons video's. As dit die eerste keer is wat jy op een van ons video's afkom, ek is Pedra en is lekker om jou hier te hê. Ek moet sê ek het vanoggend gesukkel om myself uit die bed te klim. Ek het alsoos gisterand begin en sê vir myself gesê, moenie daaraan dink nie. Lees jou Bybel sonder om te dink dat jy môre moet gaan werk. Kyk hierdie fliek, moenie dink aan môre nie. Vanoggend toe ek opstaan toe ek sê, moenie daaraan dink nie. Doen dit net. Trek aan, gaan eet, borsel jou tande, doen jou make-up, pak jou tas, jou tas, want ek werk by skool, so ek het nog 'n tas, whatever, pak jou lunchbox, en gaan net werk toe. En dit was oké, dit was eers vanmiddag, toe ek by die huis kom, wat dit, weet ek vir my lekker was nie, so, ons moet kyk, wat die woord vir ons sê, en die woord gebruik, om onsself te motiveer en te encourage en in die regte mindset te kry. As jy nie verlof gehad het nie, kan jy ook hierdie goeders gaan lees of luister, want ek het hierdie goeders vir myself vanoggend gesê en vanmiddag toe ek by die huis kom het ek vergeet daarvan. So, en wat hou gaan nie aan môre? Ons moet kyk wat sê die woord. Baie van julle het dit seker al gehoor, maar kom ons remind each other net 'n bietjie. In Kolossense 3 vers 23 sê dit, en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, en nie vir mense nie, uit 'n plek uit van opregtheid uit, en al is dit nie vir jou lekker nie, want baie keer is dit nie vir ons lekker nie, oor ander mense, dit voel ons baas, sien ons nie raak nie, dit voel ons kollegas, waardeer nie wat ons doen nie, maar dit is nie vir hulle nie, dit is vir Here. Dit sê, in vers 24, omdat julle weet, dat julle van die Here die erfenis van vergelding sal ontvang. Want julle dien die Here Jesus Christus. So, doen hierdie goed, doen dit, asof jy dit vir die Here doen, uit 'n plek van danksegging vir die ewige lewe en vir die koninkryk wat jy gaan erf. Want, deur om 'n goeie werk te doen en goeie dade te bring, kan jy nie in die hemel bring nie, dis nie omdat jy goed is in jou werk, dat jy in die hemel kan doen nie, dis net deur geloof in Jesus Christus en om te glo dat hy in die kruis gesterf het en oor 3 dae weer opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe en aan die regterhand van God sit. Dis al, hierdie werke kan nie, maar uit 'n punt van dankbaarheid uit vir daai verlossing kan jy jouself motiveer en opgewonde maak om te gaan werk as 'n manier om vir die Here te sê dankie vir sy verlossing. Dankie ook vir die deure wat hy oopgemaak het, dat jy daar kan werk. Gaan nie altyd met dieselfde energievlakke wees nie, want jy het verkoue of jy het koppe seer, maar jy doen dit nog steeds uit 'n hart, vanuit jou hart uit, om hom te dien. Help het. So, as nie help nie, hier is nog ene. In Matteus 5:16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. As die mense sien dat jy hierdie goed doen, omdat jy dit doen, om die Here te dank, om die Here te verheerlik, en nie net om jou baas gelukkig te maak, dat iemand vir sê, maar hoekom doen jy dit? Want die baas sien in elk geval nie raak wat ons doen nie, of hoekom doen jy dit, want dit help in elk geval nie, of, jy weet, sulke tipe goeders, dan is dit sodat die ander mense God in jou kan sien. So die ander mense kan sien, vir jou sê, maar hoekom doen jy dit? En ek doen dit ter ere van God, omdat hy my verlos het. En dan het ek een spesiaal vir die juffrous, en elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is. Voorwaar, ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Ek weet die konteks van hierdie is nie presies op klein kindertjies nie, maar dit sê dat as jy een van God se disipels, een van God se kinders, een van jou mede-kollegas help, is daar loon vir jou daarin. Dit is natuurlik nie hoekom ons dit moet doen om hierdie loon te ontvang nie, maar omdat ons dit van 'n punt uit danksegging uit doen, soos ons in die eerste paragraaf, eerste vers gelees het. Dit is die verse wat ek het gou bymekaar geskraap om te probeer om onsself te motiveer. Watter verse gebruik jy om jouself te motiveer, of jy nou by die huis bly, om jou kinders meer geduldig te wees? Of as jy in 'n corporate omgewing werk, wat doen jy? Deel dit met ons hier onder in die comments. Baie dankie dat jy hierdie video gekyk het. Ek moet nou nog 'n paar goed gaan print en klaar voor die kinders kom. So, bye!